Vriende, wat 'n wonderlike voorreg om vanmôre weer saam te wees rondom die woord van die Here. Wat 'n wonderlike voorreg om God se woord in ons midde te mag hê, in ons eie taal, en ons bid dat die Here vir ons baie ryklik sal seën wanneer ons rondom sy woord verkeer. Nou, ek wil u vanmôre groet met die baie besondere woorde wat ons vind daar in Psalm 19 vers 8. Daar staan: die wet van die Here is volmaak, dit verkoop die siel. Die getuienis van die Here is gewis, dit gee wysheid aan die eenvoudige. En wat 'n besondere vers in die woord van die Here, dat die Here melding maak van die wet en die getuienis van die Here. En dis maar een en dieselfde ding. Ons hoef nou nie geweldige debat te voer daaroor nie. Dit gaan maar oor die volkomenheid van God se woord wat vir ons gegee is sodat ons wys kan wees in hierdie krom en verdraaide geslag. Nou, ons leef in 'n tyd waar mense kennis opdoen, maar baie min mense het wysheid. Nou, Spreuke 1 vers 7 gee vir ons baie duidelik die antwoord wanneer dit kom by hierdie saak. Daar staan: die vrees van die Here is die beginsel van die kennis, sotte verag wysheid en tug. U sien, daar is te veel mense wat toeneem in kennis sonder dat hulle wysheid het. Wysheid is wanneer ons God vrees, wanneer ons sy woord gehoorsaam, wanneer ons hom eerste stel in alles, wanneer ons hom dien, en dan is ons wyse mense. Dan maak die Here die eenvoudiges verstandig. Iemand wat net toeneem in kennis is iemand wat in sy sonde sal toeneem, wat miskien ook later deur sy kennis homself verder sal verdiep in sy sonde, omdat hy meer finansies kan hê, wat sy sonde kan subsidieer. En daarom vind ons soveel van hierdie superryk mense en mense wat geweldig vooruit gegaan het in kennis, wat in drank en in dwelms en in een of ander sondige praktyk vasgevang is, wat een na die ander buiteegtelike verhouding het, mense wat in boosheid en in sonde en elende hulle self bevind. Waarom? Want kennis is nie wysheid nie. Kennis is iets wat ons almal in kan toeneem, terwyl wysheid iets is wat God deur sy gees aan ons gee vanuit sy woord, sodat ons dan ook kan lewe om hom te verheerlik. Mag die Here deur sy woord ook vandag vir ons wysheid gee. Ons is juis besig met die reeksie boodskappe: is God se wet en sy gebooie nog van toepassing op ons vandag? Is dit nog relevant vir ons? Ek het vir jou reeds gesê, daar is so baie stemme wat opgaan om te sê, nee, ons moet nie God se wet meer enigstens eers noem as kinders van die Here nie, want ons lewe nou onder die genade, nie meer onder die wet nie. Vir u baie duidelik gesê, dat mense wat so praat is heel moontlik nie gered nie, want hulle soek maar net so skuiwergatte agterdeur om hulle sonde te regverdig. Iemand wat onder die genade van God lewe, wat uit genade gered is, wil nou juis God se wet onderhou, omdat hulle aan hom behoort. Vir u gesê dat 9 van die 10 gebooie in Eksodus 20 word herhaal in die Nuwe Testament. Telke male lees ons hoe die Here ook hierdie wette, hierdie gebooie vir ons in die Nuwe Testament herhaal. Waarom? Omdat dit ook op ons van toepassing is, nie om gered te word nie, maar om bewys te lewer van ons redding, dat ons nou nuwe skepsele in Christus is. So ons gaan vanmôre kyk na die tweede wet wat ons vind in Eksodus 20 en hoe dit op ons van toepassing is. Nou, gister vir u gesê, vriende, dat die eerste gebod sê, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Ons het dit aan u verduidelik. Nou sê die volgende gebod, die tweede ene: jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Ek moet net so kort saakie aan u verduidelik. Baie mense praat van bloedlyn vloeke, dat my kinders, se kinders nou een of ander straf of tigtiging van God gaan ervaar, omdat die oupa grootjie iets verkeerd gedoen het. En nou gebruik hulle hierdie vers om te sê, luister, die Here sê, hy sal besoeking doen aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag. En as u die woord net in konteks lees, dan sal u dadelik die antwoord kry wat die Here vir ons hier wil sê. Hier staan eenvoudig, dat mense wat God nie dien nie, hulle leef so 'n lewe, dat hulle kinders hierdie bose lewe sal sien, en dat hierdie kinders wat in hierdie boosheid bly voortlewe, dan ook deur God besoek sal word met tigtiging. Want hoor wat staan hier, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. Daar is baie mense wat uit afgodediens gered word. Daar is baie mense wat voor gesneede beelde gebuig het, wat uit genade gered is. Die
pa nie, oupa grootjie het afgode gedien, maar hierdie seun of dogter het kragtadig tot bekering gekom. En die Bybel is baie duidelik, daar is niks soos 'n bloedlyn vloek wat oorgedra word van een geslag na volgende geslag nie. Dit gaan oor, is jy nou lief vir God of haat jy God? En jy bewys dit deur jou lewe en deur dit wat jy elke dag doen. Daarom wil ek vir u sê, voor ons nou by hierdie verduideliking van hierdie tweede gebod uitkom, moet tog nie val vir die leuen van ons tyd en veral vir die charismate wat vir jou sê daar is 'n bloedlyn vloek oor jou lewe, daarom stoei en sukkel en stry met sekere dinge nie. Daar bestaan nie so iets nie. Hierdie gebod sê eenvoudig vir ons mag ons nie neerbuig voor enige ander God nie. En as ek dit doen, en ek leer dit vir my kind, en hy leer dit vir sy kind, dan sal God hulle self oordeel. Maar dank die Here ook, daar is genade vir afgodedienaars om gered te word. Die Engels sê vir ons dit baie eenvoudig en stel dit vir ons baie mooi, do not make idols. So ons moenie vir ons 'n gesneede beeld maak nie. Nou kom ons kyk na die praktiese implikasie daarvan. Die Here kom in Eksodus 20 en hy gee vir Moses hierdie wet, en wat vind ons in Eksodus 32? Nou, u het reg geraai, ons vind die verhaal van die goue kalf wat Aaron vir die volk gemaak het. U sal onthou dat Moses vir 'n geruime tyd op die berg Sinaï was, waar hy die wet van die Here ontvang het. Die volk het ongeduldig geraak en hulle sê vir Aaron, hulle soek 'n God. En ek lees vir u wat staan in Eksodus 32 vers 1. Kom, maak vir ons gode wat voor ons uittrek, want hierdie Moses, die man wat ons uit Egipte land laat optrek het, ons weet nie wat van hom geword het nie. Nou Aaron sê toe vir hulle moet die goue ringe afruk van hulle ore en van hulle vrouens en hulle kinders en dit bring, en die Bybel sê vir ons dat hy dit geneem en dit met 'n bytel bewerk en daar 'n gegote kalf van gemaak. En daarop sê hy, dit is jou gode, o Israel, wat jou uit Egipte land laat optrek het. Watter skande! En vriende, watter geweldige leuen waarmee die Satan die volk gevang het, en hoe geweldige sonde die hoofpriester Aaron net nie gepleeg nie. Want u sien, die goue kalf was nie eers daar toe die volk uit Egipte land getrek het nie. Die hele gedagte wat hier na vore kom is dat Aaron hierdie goue kalf, hierdie sigbare ding gemaak het en vir hulle gesê het, luister, hierdie is 'n tipe beeld van wie God is. En dis verseker nie so nie. En dis nie maar vandag ook so in ons lewens nie. Ons bevind vandag presies dieselfde gedagte, dat mense vir hulle self gode maak, beelde maak, goed oprig wat hulle aanbid as God. Nou ons weet daar is baie afgode, vriende, en ons weet daar is baie drogbeelde wat afgodedienaars en mense in lande in die Midde-Ooste en verskillende plekke, Asië en ons dink aan Indië en al die plekke maak. En ons sê baie keer vir onsself, maar ons is daarom nie so boos nie en ons het daarom ook nie ander afgode wat ons onsself voorbuig nie. Maar ek wil vra dat u mooi sal dink oor hierdie saak. Want u sien, die probleem waarmee ons sit is, dat baie westerlinge ook vir hulle beelde van God maak. Kom ons dink maar aan die tipiese Rooms-Katolieke prentjie van Jesus. Hierdie man met die lang bruin hare, met die druppeltjie bloed, wat by sy gesig afloop, met die lammetjie in sy hand en die staf in sy hand. En baie mense, wanneer hulle bid, sien hulle hierdie beeld en hulle sê, ons aanbid die Here. Ons dink hoeveel ons in ons sonnaskoolboekies ons kinders mislei om 'n beeld van die Here Jesus daar te stel en eintlik 'n valse beeld te skep of 'n afgodsbeeld te skep van wie die Here Jesus is. Is ek nou te streng? Is ek nou te eng? Is ek nou te besig om die lyn te fyn te sny? Ek dink verseker nie so nie. Ek het al mense gehoor wat sê ek is so lief vir Jesus en hierdie persoon lyk net soos die Here Jesus. En ons vind ouens wat sê dat hulle vir hulle 'n beeld in hulle gedagte kry en daarop konsentreer hulle en so aanbid hulle die Here Jesus. Luister, die Bybel sê vir ons baie duidelik daar in Hebreërs die 11de hoofstuk. En ag vriende, u kan dit vir uself gaan navors en u kan bietjie daaroor gaan lees. Hebreërs 11 sê vir ons baie duidelik, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. En die Bybel sê vir ons dan in vers 6, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat na hom soek. U sien, geloof is nie om vir my 'n beeld te maak van God, 'n afbeelding te maak van God, iets te skep, 'n prentjie in my gedagtes te stel en te sê, hier is God wat ek nou aanbid nie.
Die Bybel sê deur die geloof glo ek dat God hom in sy woord openbaar as die almagtige, die heilige. God is gees en die wat hom aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid en ek moet versigtig wees om vir my 'n beeld of 'n prentjie van God te skep wat later vir my die God raak wat ek aanbid, wat eintlik maar 'n afgod kan wees. Daarom is dit baie belangrik, vriende, dat ons versigtig sal wees in die wyse waarop ons die Here aanbid. Ons dink aan die vermaanende woorde in Romeine die 1ste hoofstuk en ons lees daar in Romeine 1 vanaf vers 18 en 19 die volgende. Die Bybel sê, want die toorn van God word van die hemel afgeopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk, omdat wat van God geken kan word in hulle openbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar, want sy sigbare dinge kan van sy skepping af in die wêreld en sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie, omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle dwaas geword in hulle oorlegginge en hulle onverstandige hart is verduister. Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword en die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van 'n verganklike mens en van voëls en van viervoetige en van kruipende diere. Dis die probleem van ons tyd. Ons glo seeing is believing. Ek moet vir myself 'n beeld van God skep voor ek God kan aanbid. Dis 'n afgod in jou lewe. En hierdie tweede gebod sê, do not make idols. Baie duidelik in die Afrikaans, jy mag vir jou geen gesneede beeld maak nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld skep van wie God is nie, want dis nie wie hy is nie. Ons aanbid hom deur die geloof, die onsigbare, alleenwyse, onsienlike God, onveranderlik, en ons vra Here deur die geloof dat ons na u karakter en u attribute kyk en u aanbid vir wie u is, soos u uself in die woord openbaar. Mag die Here ons wysheid gee om so 'n bietjie te dink oor hierdie gedagte, 'n bietjie verdere navorsing te gaan doen en seker te maak dat ons nie 'n verwronge beeld van God het en 'n beeld aanbid wat vir ons 'n goue kalf geword het en dis nie die God van die Bybel nie. Mag die Here vir ons genade gee, want die Bybel sê vir ons baie duidelik daar in 1 Johannes die 5de hoofstuk en daar in die 21ste vers. Hy sê, my kinders, bewaar julle self van die afgode. Kom ons bewaar onsself van enige beeld of enige gedagte wat ons van God skep en kom ons aanbid hom in gees en in waarheid. Mooi en 'n geseënde dag vir u. Mag die Here vir ons wysheid gee. Tada.